Môre mense, hier is ek nou terug om julle nog 'n stukkie van my lewe, my storieetjies te vertel en my ondervindings te vertel. En ek doen dit hierdie keer heeltemal anders. Julle wonder seker wat van my geword het. Ek was nou lekker lank nie video's gemaak het nie. Maar ek het in die tyd wat ek nou in die laaste 8 maande van my lewe, mense, ek was in 'n gat. Ja, julle het die idee wat sy hel rokkodeer is. En ek het 'n boek geskrywe en ek is besig om net gou mooi af te rond en dan sal hierdie boek binnekort beskikbaar wees. Hierdie boek vertel alles. Vertel van my lewe as 'n jong man, waar ek getrou het, waar ek 'n priester was, waar ek my lewe as 'n priester, my lewe dat ek begin vra in die kerk, my lewe waar ek deur die taftyd van my lewe gegaan het, alles verloor het. Ek vertel vir julle van toe ek geskei het, hoekom ek geskei het. Ek vertel vir julle hoekom ek langer baan toe is. Ek vertel vir julle van my spiritual awakening, wat ek beleef het, wat my skielik laat besef het, daar's meer. Ek vertel vir julle van my navorsingswerk wat ek gedoen het. En ek vertel vir julle die dinge wat ek ontdek het, wat ek besef het. Hey ouens, iemand moet die goed vir julle vertel, want niemand vertel het vir ons hier. Ons word in 'n boksie gehou en dan mag jy oor gepraat word nie. En ek vertel vir julle van my liefdeslewe, my verhoudings en goed wat totale gemors was, my hart gebreek het. En ek vertel vir julle hoekom ek Knysna toe is. Ek vertel vir julle van die mense wat ek ontmoet het en ek gaan vir julle vertel van wat ek gevind het daar so in Knysna se bos. En ek vertel vir julle van my lewe as 'n alleen camper, in 'n camper, 'n man wat alleen kamp met sy 2 katte en natuurlik seker die beste tyd in my lewe gewees. Ek het stilte nodig gehad in daardie tyd in my lewe. Ek vertel vir julle baie van Alaska en ek vertel vir julle van die dag voor of die tye voor haar dood en wat na haar dood gebeur het. Ek vertel vir julle van media wat my totaal gekelder het, my afgemaak het as cultleier en 'n moordenaar en vele ander goed. En ek vertel vir julle my lewe daarna, waardeur ek gegaan het die laaste 8 maande. En glo vir my mense, dit was hel. Ek sal dit geen mens aanbeveel om deur so lewe te gaan. Nee, dit het totaal my lewe gekelder. Ek vertel vir julle van my lewe as iemand wat onsself in huisarrest sit. En ek vertel vir julle van my lewe van net regtig paniek, swaar kry, rondval. En hier en daar was mense wat my gehelp het. Ek moet dankie sê vir julle wat my ondersteun en in my gegroei het. Ek vertel vir julle alles van media. Ek vertel vir julle alles van Mornay Swart. Ek vertel vir julle alles uit my hart uit. Want nou het ek die kans om my kant te vertel, nadat ek vertrap was. Ek vertel vir julle van my lewe 8 maande later, waar ek nog steeds oproepe kry, boodskappe kry, nog steeds herken word in die pad is deur mense, nog steeds gevloek word steeds name genoem word. My hele lewe is gekelder deur media. En ek is net 'n ou oom wat op 'n stoel gesit het by sy camper en stories vertel het, my lewensondervinding. En daardeur is ek 'n cultleier genoem. So ja, dit is 'n lang pad wat ek nou gestap het, mense. Ek wil sê ek is regtig deur is nog steeds nie maklik nie. Ek het nog steeds nie werk, ek het nog steeds nie inkomste nie, ek het nog steeds nie kans gehad om my sê regtig te sê nie. Ek dink hierdie boek gaan alles antwoord en dit gaan skokgolwe bring, dit kan ek julle verseker. En asseblief, wanneer die boek uitkom, asseblief koop my boek. Ek is seker van julle self gaan iets uit leer en ek vertel, ek het nie teruggehou nie. Ek het alles vertel wat ek van weet
En ek het ook vir julle 'n tydlyn gegee, min of meer, dat julle ook kan weet wat het wanneer gebeur en waar het gebeur. Ek bly nog by my sussie hierso in Johannesburg vlakte en ja, ek is innig dankbaar. Sy en Johan, hulle kyk mooi na my. Maar ek moet ook weer op my voete kom. Ek moet weer aan die gang kom. Ek het my CV uitgestuur so baie mense. Ek glo vir my, ek het my CV uitgestuur op my Facebook. Ek het hom uitgesit op TikTok. Ek het hom uitgesit, ek het na mense gestuur, na plekke gestuur. Boereorganisasies gestuur. Duisende het dit gesien. Nie een mens het my ooit gebel en sê, hey Rocco, ek het werk vir jou nie. Dis bitter, mense. Dis bitter. Ek my ouderdom tel seker teen my amper 60. Maar nie dit nie. Dink vir een oomblik, as jy 'n besigheid het en jy het 'n goeie besigheid wat jy opgebou het deur die jare en jy gee vir Rocco 'n werkie daarso. Alles is net om die vloere te vee. En dit kom uit oor 'n maand of 2 of 3 later dat Rocco Viljoen, cold layer, moontlike moordenaar, hy werk daarso met daai besigheid. Dink net wat se skade dit enige besigheid kan beteken vir Rocco. Dink net daar. So ek kan verstaan dat mense een kant toe verstaan. Ek kan verstaan omdat media my totaal sekteleier gemaak het en hom totaal van die pad af. So dit is nie maklik vir my gewees nie. My sussie het help Rocco op die buddy gedoen. Ek wil dankie sê, oor die 8 maande het ek omtrent R5,000 gekry. Baie dankie, dit het dan pot aan die kook gehou, kattekos gegee. En ja, mense, tyd. Ek is weer regtig tyd. So ja, ek sal bly wees as julle my boek lees, my boek koop, my boek uitleer en kan sien wat is die storie agter die storieetjie. Nou ja, mense, baie dankie julle na my luister, baie dankie julle my volg, baie dankie vir al julle boodskappe en julle ondersteuning wat ek van so baie mense kry. Ek dink net dat as 70 miljoen mense in Suid-Afrika, waarvan meeste nie vir my ken nie. En meeste my net op TV en in die koerante en in tydskrifte en waar ewe gesien het en my klaar besluit het, alright, daai oom met die baard en die snor, ja, hy is definitief 'n cold layer. Ek het so baie boodskappe al gekry, sê, sny op jou hare, sny op jou baard, jy lyk soos 'n cold layer. Ek sê altyd vir mense, hey, ek sou wat gedoen het as ek skuldig was. Maar ek het nie. So ek het nergens om niemand te please, my baard en my skare te sny. Ek love my baard en my hare. Jesus het dan lang hare gehad en 'n baard. Dit sal ons nou skielik sê is verkeerd. In geval mense, dis my storieetjie. Baie dankie. Ek is lief vir julle en dankie vir die ondersteuning. U volg. Groete en mag julle 'n mooi dag hê. Bye bye.